Besef jy hoe goed God jou ken? Besef jy hoe goed God alle mense ken? Selfs koning Dawid skryf in Psalm 139 vers 1: Here, u sien dwars deur my, u ken my. In Johannes hoofstuk 11 van vers 5 af lees ons dat Jesus vir Martha en haar suster Maria en hulle broer Lazarus liefgehad het. Hy moes hulle dus goed geken het. Ons weet nie veel van Lazarus se lewe nie. Ons weet byvoorbeeld nie wat sy werk hy gedoen het nie. Ons weet nie hoekom hy nie getroud was nie, hoe oud hy was nie. Al wat ons van hom weet, is dat hy Jesus se geliefde vriend was. So geliefd, dat Jesus altyd by hulle gaan bly het, as hy Jerusalem toegekom het. So 'n geliefde vriend van Jesus was hierdie Lazarus, dat Jesus by sy graf gehuil het. Ons lees nêrens dat Jesus ooit by iemand anders se graf gehuil het nie, net by hierdie vriend. Hy moes dus hierdie relatief onbekende man baie goed geken het. En ons kan aflei dat Lazarus wel 'n besonderse mens was, al was hy nooit 'n burgemeester of 'n skoolhoof nie, want 4 dae na sy begrafnis stroom mense steeds na hulle huis toe, om met sy susters te simpatiseer en hulle te vertroos. Jesus het gesien dat Lazarus 'n diep goeie mens is, en net so goed ken hy natuurlik vir my en jou. Of jy nou 'n bekende in jou stad of dorp is, of jy op alle rade en vergaderings dien, en of jy relatief onbekend is, of jy eenkant mens is, en of jy die sprankel van alle kuierplekke is, God ken jou deur en deur, en hy weet wat jy nodig het, hy ken jou drome, hy ken jou hartseer. Jesus het die mense rondom hom, hy het altyd hulle gedagtes geken. In Matteus 9 vers 4 vra hy byvoorbeeld vir hulle: waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Dit is terwyl hulle na sy prediking luister. Jesus het sy disippels ook elkeen goed geken. In Johannes 21 vers 17, toe Jesus die 3de keer vir Petrus gevra het: het jy my lief? Toe antwoord Petrus vir Jesus: Here, u weet alles. U ken my, u weet dat ek u lief het. En in Johannes 6 vers 70 af sê Jesus: het ek nie julle self al julle 12 uitgekies nie, en ek weet een van julle is 'n duiwel. Jesus het dus geweet wie hom sou verraai. Johannes 1 vers 47, toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom: hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Jesus het hom vooraf, nog voor hy hom ontmoet het, reeds geken. Johannes 20 vers 27 staan daar, dat Jesus vir Thomas as die twyfelaar geken het, en daarom kom hy terug om Thomas se geloof te kom versterk. Soos Jesus sy vriend Lazarus uit die dood opgewek en vir hom 'n nuwe kans op 'n nuwe lewe gegee het, so wil hy ook daagliks na jou toe kom en vir jou nuwe kansse op 'n nuwe lewe gee, want hy ken jou deur en deur. Hy weet wat jou behoeftes is. Hy weet wat jy nog wil bereik in die lewe. Hy weet wat jy of wie jy ontsettend mis in jou lewe. In Psalm 139 vers 2 skryf Dawid: Here, u ken my gedagtes nog voor hulle by my opkom. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here, u weet wat dit gaan wees. Genadiglik hoef jy nooit bang te wees dat God jou diepste gedagtes sal ken nie, want onthou, hy het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. Daarom hoef jy nooit bang te wees om jou hart eerlik en opreg voor hom oop te maak nie. Sê altyd vir God presies hoe jy voel. Sê vir hom presies wat jou diepste geheime is, jou diepste begeertes. En dan vra jy soos Dawid in Psalm 139 vir hom, om jou gedagtes te kom hervorm, om jou gedagtes selfs te reinig indien dit nodig is, om jou op 'n regte pad te lei as hy sien, omdat hy jou goed ken, dat jy dalk op verkeerde paaie besig is om te loop. Kom ons bid daarvoor saam. Here, u ken my deur en deur. U ken my gedagtes en my planne. U ken my vrese en u ken my drome. Dankie dat u my so goed ken, so goed soos u vir Lazarus en Martha en Maria geken het. Daarom, Here, bid ek nou, soos u hom uit die dood opgewek het en vir hom 'n nuwe lewe gegee het, kom gee asseblief nou ook vir my en vir elkeen wat hierna luister 'n nuwe lewe. Dankie dat u nooit oor my gedagtes my sal verwerp nie, maar dat u vir my selfs
die ewige lewe sal gee, ten spyte van wat soms in my hart en my gedagtes aangaan. Amen.